Goed julle kan saam met my blaai na Romeine 1. Ons gaan vir die volgende paar maande stilstaan by die boek van Romeine. Nou, ek gaan dit nie vers vir vers doen nie. Ons kan dit maar noem gedagtes uit die boek Romeine. Ons gaan perikoop per perikoop doen. So deur die boek werk, 'n baie ryk boek, 'n baie doctrinal boek in 'n groot mate, baie teologie te vind hier in verskillende konsepte. Nou, dis nie waarop ons gaan delf nie, ons gaan nie op dit delf nie, ons wil lesse uithaal om ons alledaagse lewens aan te raak en God se stem te hoor, rigting te kry by hom. So ons begin vanoggend by Romeine 1 vanaf vers 1 tot 15. Ons sal volgende week aangaan, maar vanoggend net vers 1, hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot 15. Ek sien julle tweetjies is nie, wie is hulle? Is hulle by julle by die skool? Nee. Is julle nie in die dorp? En jy? Kuier jy by wie? Okay. Maar ek sien dit, ek nog nooit gesien nie. Maar ek sien elke, jy kan nou al, ons is nou 20 jaar, maar elke nou en dan sien ek iemand raak wat ek in my lewe nog nooit in hierdie dorp gesien het nie. Die gemeenskap? Spioen. Fisio. Okay, lieflik, dan sal hierdie Lekker man, fantasties. Lekker om julle hier in die dorp, maar kom kuier weer hoor, hierdie is 'n Dekselse nice plek. Yes, hier brand jy vir jou brein, vis eet toe te gaan nie. Ons het 'n groot dam hier agter, maar jy wil nie jou voete daarin druk nie. Goed, kom ek hou op nonsens praat, kom ons begin lees. Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God, wat hy tevore beloof het deur sy profete in die heilige skrifte, aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid en na die gees van heiligheid met krag verklaar is as die seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus ons Here. Deur wie ons genade en die apostelskap ontvang het om gehoorsaamheid te verkry onder al die heidene ter wil van sy naam, onder wie julle ook geroepen is van Jesus Christus, aan al die geliefdes van God, geroepe heiliges wat in Rome is, genade vir julle en vrede van God onze Vader en Here Jesus Christus. Julle geloof word in die hele wêreld, julle geloof verkondig word, hy sê, in die eerste plek dank ek my God, deur Jesus oor julle almal, dat julle geloof verkondig word in die hele wêreld. Want God wat ek in my gees dien, en die evangelie van sy seun is my getuie, hoe ek onophoudelik aan julle dink, en altyd in my gebede smeek, of ek tog nou eintlik 'n goeie geleentheid sal vind, deur die wil van God en om julle toe te kom. Want ek verlang om julle te sien, om julle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word. Dit is dat ek saam bemoedig kan word onder julle deur die gemeenskaplike geloof van julle sowel as van my. Maar broeders, ek wil julle nie daarvan onkundig laat, dat ek my dikwels voorgenem het om na julle toe te kom nie, en ek is tot nog toe verhinder, sodat ek ook onder julle een of ander vrug kan insamel, net soos onder die heidene, teenoor Grieke sowel as nie Grieke, teenoor wyse sowel as onverstandige mense is ek 'n skuldenaar. Vandaar die verlange van my kant, ook om aan julle wat in Rome is, die evangelie te verkondig. Goed, net eers tot daar. Die eerste dingetjie wat ek wil hê ons hier moet sien, die manier hoe hierdie brief begin is eintlik totaal en anders hoe jy eintlik 'n brief in hierdie tye begin het. As jy die ander briewe gelees, dan gaan julle sien, vers 7, genade vir julle en vrede van ons Here, dit begin gewoonlik amper binne die eerste 2-3 verse, is dit waarmee begin. In die evangelie van die Romeine is dit eers in vers 7, wat wil sê, as iemand iets anders inbring voor dit wat hy in vers 7 sê, beteken dit jy moet baie mooi aandag, want dit kan nie wag nie. Hy wil hê jy moet dit hoor. Dis ontsettend belangrik. En hier is 'n paar goedjies wat hy hier sê wat ontsettend belangrik is. En dis 'n inleiding oor dit waar ons gaan spreek, maar dis ook iets wat appel op u lewe wil hê vir die nuwe lewensjaar, want ek glo werklik God wil vanoggend vir jou iets sê. En hy wil hê jy moet dit aanhoor en jy moet aandag gee daaraan en jy moet met hom gaan praat daaroor. Nou hier sê Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus. Daai woordjie is servant of slaaf.
kan dit ook wees. Dis die Griekse woordjie doulos. Wat beteken eintlik you're a bond servant. Jy's 'n slaaf wat gebonde is aan iemand. Nou Paulus noem hom hy's 'n diensknegt van Jesus Christus. Hy's dus 'n slaaf van Jesus. Nou 'n doulos of 'n slaaf, die tipe slaaf waarvan dit hier praat, is 'n slaaf wat sy lewe totaal en al oorgegee is in die hande van sy meester. Sy lewe is nie meer sy eie nie. Hy het nie meer regte nie. Hy het nie meer sy eie drome nie. Hy het nie meer sy eie visie nie. Hy lewe nie meer om vry te kom van die meester nie. Daar's baie ander benamings vir slawe wat jy kry, maar dis slawe wat later, jy's dalk 'n vryslaaf, jy's 'n vrygekoopte slaaf. Jy's 'n slaaf wat jou tyd uitgedien het, so nou kan jy jou eie lewe leef. Maar nie 'n doulos nie. 'n doulos is gekoppel aan sy meester vir die res van sy lewe. Daar's nie vir loskom nie. Daar's nie die droom om los te kom van, as ek tog nou net kan vrykom en my eie ding doen en nie meer 'n slaaf wees nie. Nee, die doulos se lewe is tot die einde gekoppel aan sy meester. En die meester kan met hom doen net wat hy wil. Maar sy versorging, sy gesondheid, sy lewe is ook in die hande van die meester. So hy lewe in totaal en alle afhanklikheid van die een wat hy dien, vir al sy behoeftes. Net soos wat die slaaf gekoppel is aan die meester, is die meester ook gekoppel aan die slaaf, om hom aan die lewe te hou, sodat hy diensbaar kan bly. Maar Paulus in die eerste plek is 'n slaaf van die Here Jesus Christus. Nou hierdie is 'n belangrike ding, want dit wat ons nou weer gepraat is, hierdie agtergrond rondom hierdie konsep, hy noem dit nie sommer maar net, hy sê dit hier met 'n baie spesifieke doel, dat hy 'n slaaf is, anders het hy dit uitgelaat. Maar ek wil in die eerste plek vir jou hart vra, hoe lyk jou verhouding met Jesus? Lewe jy in 'n verhouding met Jesus dat, ek wens tog maar net ek kon my eie ding doen, want Jesus is tog maar net 'n partypoeper. Ek wil graag hierdie ding bereik, en ek wil hierdie ding in my lewe bereik, en ek wil, is alles in jou lewe, jy's of 'n slaaf van die wêreld, of jy's 'n slaaf van Jesus. Jesus sê baie duidelik in die bergpredikasie, jy kan nie twee here dien nie. Jy sal of die een lief hê en die ander een haat. Maar jy kan nie twee dien nie. Jy kan nie die slaaf wees van twee nie, jy's of die slaaf van Jesus, of jy's 'n slaaf van die wêreld. En jou hele lewe gaan gedryf wees deur die wêreld. Jou hele bestaan, jou gesondheid, jou welstand, jou vreugde, jou waarde, alles is gekoppel aan die wêreld, want jy's 'n slaaf van die wêreld, of jy's 'n slaaf van Jesus, en jou vreugde, en jou blydskap, en jou welstand, en jou identiteit, en wie jy is, en jou waarde, is alles gekoppel aan jou meester. Want jy kan nie twee dien nie. Jy kan nie twee dien nie. Dis baie interessant. Die gees van hierdie wêreld is mammon. Dis natuurlik die gees van die materiële, soos wat die Bybel dit noem. Jesus noem dit baie duidelik in die bergpredikasie. Nou mammon beloof vir jou alles. As jy net dit sal hê, sal jy goed voel. As jy net hierdie en hierdie plek in hierdie werk kan bereik, dan sal jy sharp wees. Dan sal alles reg wees. Al jou skuld is betaal. Jy sal so gelukkig wees, want kan jy hierdie vakansie gaan hou, en jy kan hierdie ding doen, jy kan dit doen, en jy sal al hierdie goed hê. Is mammon beloof vir jou hierdie goed, in die materiële. En weet jy, as jy dit kry, dan kom jy agter, mammon beloof vir jou alles wat eintlik net Jesus kan gee. En weet jy wat is jy sal of die een lief hê of die ander een haat. Nogals interessant, dat as jy jou hele lewe in die vlees afgesloof het, want mammon het vir jou dit beloof, en dan kry jy dit nie. Weet jy wat, jy blameer nie dan vir mammon nie, jy blameer vir God. Hoekom het ek nie vrede nie? Waar was jy al die jare? Hoekom het jy nie hiervoor my pas op nie? Hoekom het jy nie dit gedoen? Hoekom het jy dit gedoen? Maar mammon het dit dan vir jou beloof, en mammon het dit nie vir jou gegee nie. Nou blameer jy God, want jy het dit nie. En dis waar die haat inkom. Jy sal of die een lief hê, en jy sal die ander een haat. Dan weet jy wat, jy het verkeerde een lief gehad, wat vir jou lieg, want hy kan net nie vir jou gee nie. Weet jy, is daar een ding is wat ek in die laaste klompie maande of 2-3 jaar in my lewe beleef het, en tot 'n absolute, vir my 'n realiteit geword het, is, weet jy wat, so op 'n plek in my lewe waar ek sal eerder alles prys gee, maar ek soek net vrede. Ek wil net rus hê vir my siel. En weet jy wat, geen materiële ding kan dit koop nie. Mammon kan dit nie vir jou gee nie. Net Jesus kan.
Mammon gaan dit vir jou beloof, maar hy het nie die vermoë om dit vir jou te gee nie, want hy is nie die bron van vrede nie. Hy beloof valslik. En jy sal van die een ding na die ander ding, na die een ding na die ander ding, heeltyd soekend wees, en dit nooit vind nie, want jy is 'n slaaf. Maar dan haat jy die ander een, omdat hy dit nie vir jou gegee het nie, maar jy het dit nie by hom gesoek nie. Maar hier is die belangrike ding, hoekom Paulus dit nie noem, dat hy 'n doulos, hy's 'n slaaf, 'n bondslaaf van Jesus Christus. Dan van hier af gaan hy oor, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God. Nou hier is eintlik die rede hoekom hy die slaafgedeelte inbring. Jy kry die woordjie wat hier gebruik word vir geroepene, called. Jy kry dit net 10 keer in die Nuwe Testament, 3 keer in die eerste 7 verse van Romeine. So hy lê 'n geweldige appel op die woorde geroepe. You're called by God. Jy's geroep deur God. En as jy geroep is deur God, is jy afgesonder vir iets anders. Maar weet jy wat, as jy nie 'n slaaf is van Jesus nie, sal jy nooit jou roeping kan opneem nie, want jy sal in jou lewe nie afgesonder kan word vir dit waarvoor jy geroep is nie, want jy's gebonde aan die wêreld. Jy's of 'n slaaf van Jesus, of jy's 'n slaaf van die wêreld. Dis een van die twee. Jy kan nie twee Here dien nie. Net een. Dit is Jesus wat dit sê ek wat dit sê nie. Dis wat Jesus duidelik sê in die bergpredikasie. Jy kan nie twee Here dien nie. Jy sal of die een haat en die ander een lief hê. As jy nie 'n slaaf is van Jesus nie, sal jy nooit in jou roeping instap nie, en jy sal nooit in jou lewe op 'n plek kom waar jy vir daai roeping afgesonder kan word vir Christus nie. It will never happen. Jy kan nie twee Here dien nie. Dis of die een of dis die ander. En vandag in die begin van hierdie jaar is, glo ek, God wil vir u vra, is jy geroep? En in daai roeping waarvoor jy geroep het, is jy afgesonder vir daai roeping? En as jy nie weet wat om te antwoord, jy moet jouself afvra, ek insluit, en ek preek nie vir mense nie, ek praat met ons, want ek is onder dieselfde woord as u. God vra vir my dieselfde vraag. Ek is nie hier almighty en all what en wat ook al nie. Ek vra myself dieselfde vraag af, as waarmee God vanoggend vir u wil vra. Is jy my slaaf? As nie, vergeet maar dat jy in jou roeping sal instap. Jy sal dalk in die deurtjie klop, maar jy sal heeltyd teruggetrek. Jy kan nie afgesonder word daarvoor, as jy nie slaaf is van Jesus. 3 maal, kom ek lees dit gou vir u. Paulus het diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel. Dis waarvoor hy geroep was. En omdat hy daarvoor geroep is hy afgesonder in daai roeping. In daai roeping. Dis waarvoor hy leef, dis waarvoor hy bestaan. Sy hele lewe word deur dit beïnvloed, deur sy roeping, en in daai roeping is hy afgesonder om 'n taak. Want as jy geroep is, het jy 'n taak, en jy's afgesonder om daai taak uit te leef en te beoefen. Geroep, maar afgesonder tot 'n spesifieke taak in daai roeping, in sy koninkryk, vir hom. Want hy sê, wat hy tevore beloof het deur die profete en die heilige aangaande sy seun wat gebore is, en dan sê hy, dis die evangelie waarvoor hy afgesonder is, en hy's geroep, maar hy's afgesonder vir hierdie taak. Dis hoekom God het hom geroep, kom hier so. My pa so altyd gesê het, Boeta, kom gou hier man, ek soek 'n pakkie, kan nie daai sigarette, wat was daai sigaret, beloe, jy het baie gerook as 'n kind, daai met die perdjie op, John Rolf, wat is die naam nou wie? Lexington, Texan. Broer, kan jy nog asemhaal na jy Texan gerook? Reg, wat was so sterk, het jy so filter gehad nie man, Texan Plain. Genade, John Rolf dink ek was sy naam. Sê vir my, hoor jy gaan koop vir my pakkie siggies, ek time jou. Hoe vinnig kan jy dit doen? O, Jesus, dan wil jy soos blits hardloop. Maar weet jy wat hy roep jou? Rian, kom hier. Dis die roeping. Hy wil jou aandag hê, kom hier. Ek het vir jou 'n taak. Nou daai taak is dit wat jou afsonder, was wat jy moet doen. Hy roep my, ek is geroep. Ek hoor jou, hier kom ek. Ek staan op aandag. Ja Vader, wat is dit? Gaan koop my pakkie sigarettes. John Rolf, ag Here, ek het nie alweer nie. Dan moet ek alweer brood gaan koop daarna. 2, 3 keer. Plaas ek 1 keer als sluit, in my geval. Ek het baie myself gewit. Meneer van my wat nie. Maar in die geval, die vanoggend staan God voor jou deur en hy roep
Hy roep jou naam. Ek weet nie of jy gaan reageer nie, want die wêreld roep ook. Jy kan nie twee Here dien nie. Of die wêreld roep en gaan sê, hier is vir jou 'n taak, en jy gaan daarop reageer, en jy gaan jou afsonder daarvoor, want jy gaan jou afsloof daarvoor. Of jy gaan God se stem hoor en jy gaan kom, en hy gaan vir jou sê, ek het vir jou 'n taak, ek sonder jou af hiervoor, dis wat jy vir my moet doen. En dis wat Paulus hier doen, of deurgee. Het sê hierso, onder wie julle ook is, geroepenes van Jesus Christus, aan al die geliefdes van God, geroepe heiliges wat in Rome is. Hy begin hierdie boek om vir te sê, nog voordat hy hulle groet, met die groete waar, gaan kyk maar die ander evangelies, hoe skryf hy hulle. Daai vers 8, is somme vers 2 en vers 3, en al sy ander briewe. Maar hy wil hierdie mense moet onmiddellik verstaan, op hierdie stadium toe God vir hom hierdie brief laat skryf vir hierdie gemeentes, waar die eerste ding wat hulle moes besef, they are called by God. Hoor julle, hy roep. In die tyd wat hulle leef, hoor julle, hy roep. Hoor julle, hy roep. Hoor jy sy stem, dat hy jou naam roep? Wil jy moet nader kom? En hy wil jy moet hoor, want hy wil jou afsonder vir 'n taak in sy koninkryk. Maar jy sal verkeerde stem hoor, as jy nie slaaf is van Jesus nie. Jy gaan reageer op verkeerde meester se stem. Die slaafgedeelte is nie per abuis hier ingeskryf nie, is ontsettend spesifiek. Want my lewe is nie meer myne nie, ek reageer op een stem, en dis die stem van my meester. Enige ander stem kan vir my sê, net wat hulle wil, ek luister nie, want ek het net een meester, en dis Jesus. En as hy praat, kom ek, ja meester. En as my meester vir my sê, dis wat ek wil hê jy moet gaan doen, dan gaan doen ek dit, want ek is afgesonder vir hom. If you are not a slave of Christ, you will listen to different voices, and you will do the task of different masters. Nie Paulus nie. Hy luister na een stem, dis 'n slaaf van Jesus. Hy lewe nie meer vir die ander nie. Hy het een meester in sy lewe, en dis Jesus. Hy hoor daai stem en hy reageer op daai stem. Maar u is ook 'n geroepene van Jesus Christus. U is ook 'n geroepe heilige in die aard. Maar soos dit in die nuwe jaar begin, roep God jou by jou naam. En hy wil hê jy moet reageer. Hy wil hê jy moet reageer. Dit sê hierso, ek dink Samantha het dit nou die dag genoem. Hierso Jeremia. Hy sê, die woord van die Here het tot my gekom en gesê, God het gepraat en Jeremia het gehoor. En hy sê, voordat ek jou in jou moederskoot gevorm het ek jou geken. Nou hierdie woordjie geroepe is elke liewe keer in die aorist tense geskryf. Dis verlede tyd. Dis iets wat beteken jy's geroep lank terug, maar dit word in die hede uitgedruk. In die oorspronklike taal. En dan sê dit hier, voordat ek in jou moederskoot gevorm het ek jou naam geken. Voordat jy was, Jeremia, het ek jou al by jou naam geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het ek jou geheilig. Nou daai heilig, die gaan dit nou, hier, kom nou hierdeur. Hy woordjie afgesonder, is eintlik die woordjie geheilig, to be set apart. Het ek jou geheilig, het ek jou tot 'n profeet vir die nasies geroep. Toe het ek gesê, ag Here, Here, en hy kom met al die goedjies. But God has called him in the past. But he was born for a time like this. He was called even before he was in his mother's womb. But he was called for a time like this. To express and living his calling right now. Jy hoor daai Engels, ek kan nie eens Engels praat nie, maar daai Engels het nou gevloei, papa. Ek hoop is gerekord, ek wil dit net vir iemand speel, dat ek kon 'n klein bietjie, hoe die tenses weet ek nie, maar ek het probeer ernstig Engels praat, dit kom nie altyd so goed, jy hoor, regtig, dit hak. Maar jy is gebore vir 'n tyd soos die. Jou roeping is nie ewe skielik iets wat God gister besluit het, nou is jy geroep nie. Voor jy gebore is, in verlede tyd. Die feit dat jy jou oë oopgemaak het toe jy daai baba uit daai maag uitkom, beteken jy was geroep. En God het geweet, wag vir hierdie tyd. Hier op die aarde, nie in die Kaapie,
Nie daar nie waar jy gedroom het in jou vlees, nee hier. Hier is dalk nie die plek wat jy die meeste van hou nie. Jy wil al jare hier weg. Want dis wat Mammon vir jou sê, as jy net hier kan wegkom, sal jy vrede en geluk hê. Hy lieg vir jou man. Jy sal vrede en geluk vind daar waar God jou wil hê, waar jy in jou roeping begin leef. Moenie vir Mammon glo nie. Jy sal 'n ander plek kom, weet jy wat? Psalm 139 sê, Here, kom ek bo oor die hemel, dan is jy daar. Kom ek hier, dan is jy hier. Kom ek hier, dan is jy daar. Jy kan nie van God vlug nie. Baie mense gaan oor see, hulle gaan oral heen. Weet jy wat, as God iets in jou lewe wil doen, gaan hy vir jou daar kom kry. Jy kan nie van hom vlug nie. As jy geroep is vir hierdie dorpie, vir 'n tyd soos die, en jy wil net heeltyd vlug, en jy wil net uit, want jy dink die gras is groener op 'n ander plek, en daar gaan jy jou geluk vind, en daar gaan jy jou lewe, en hier, weet jy wat, dis nie God. As hy nie met jou klaar is hier nie, gaan hy vir jou daar kom vind, en jy gaan dieselfde belewenis in jou siel wat jy hier het, gaan jy daar ondervind. Want hy sal die werk wat hy in jou begin het, sal hy klaarmaak, hy beloof dit, of dit hier is en of dit daar is, maar hy sal voortgaan daarmee. Jy gaan nie geluk daar vind nie. Jy sal dit hier vind, in jou roeping, in hom, net die waar jy is. Moenie dink, groen grasies gee vir jou geluk nie, net Jesus doen. In jou roeping, afgesonder, there you will find peace. Jy kan nie vlug van dit waarmee hy in jou binnewêreld besig is nie. You were called for a time like this, in 'n stofdorpie soos die. Anders het jy nou langs die beach gesit, of waar ook al jy droom jy wou wees. Jy is nie daar nie, jy is hier. Make peace with it. Of jy gaan nooit vrede vind nie. Jy gaan dit soek, jy gaan dit nie vind nie. Dit sê hierso, ons gaan verder. Hy sê ek is afgesonder tot die evangelie van God. It means set apart. Dis nogals interessant. Ons woordjie horizon of horison. Nie eintlik horison soos wat die horizon, die Griekse woordjie het 'n Z in. Maar ek wil nie nou dis gaan glad nie daar, ek wil net die bedoeling van wat hy deurgee. Hy sê hy is afgesonder. Dis waar die woordjie horison vandaan kom. Horison, wat hoe sê jy amper? Nie as jy horries kry as jy gesuip is, jy hoor. As jy horries kry as jy gesuip het, beteken jy's nou klaar gesuip. Baie mense kry horries. Ek gaan nie niks vertel van my ou dae nie. Of daar sien. Die horison, wat is die horison? Die horison sien jy so ver soos wat jou oog kan sien. Hier's hemel en hier's aarde en jy sien daai lyntjie en al wat jy kan sien is die einde tot waar jy kan sien, dis die horison. Die einde van jou sig, dis jou horison. En weet jy wat sê Paulus? Ek wil amper sê toe Paulus op die pad van Damaskus was, het hy sy gaai gesien, maar dit was te naby. Hy het sy horison gesien. Paulus, dis wat dit beteken om afgesonder te word. En dis wat hy hier bedoel. Paulus was 'n moordenaar van die Christendom. Hy het een visie en passie in sy hart gehad, en dis om die kerk van Jesus te vernietig. Gaan lees maar Handelinge. Op daai pad van Damaskus, toe sien hy sy horison, en God sê, hier trek ek die lyn, Paulus. Hier is jou horison. En hy ontmoet vir Jesus. En op die pad van Damaskus sê hy, nee Paulus, hoor jy my? Toe hoor hy die stem van Jesus. En hy word geroep. En God sê, nou sonder ek jou af, Paulus. Beteken is die einde van die horison, is die einde van die pad waar jy was, my seun. Die einde van die pad van jou vlees, hier's 'n shift. Jou horison lê nou op 'n ander plek. Ek skuif dit. Van 'n moordenaar na die kerk, na 'n man wat sy hart geleef het, net vir die kerk. 'n Nuwe, geestelike horison. En weet jy, wanneer jy 'n slaaf raak van Jesus, en jy word geroep, en jy word afgesonder vir 'n taak, is dit wat jy voor oë het, is daai taak. Nie meer jou eie taak nie. Nie meer tot die einde van jou vleeslike sug nie. Nee, God maak 'n einde daaraan. Jy het jou horison bereik. Jy's 'n nuwe horison, Paulus. Jy's afgesonder vir hierdie ding.
En dit wat jy nou voor jou sien, is nie meer daai horison wat jy gesien het. Because you were called. And you were set apart. Om die evangelie aan die heidene te verkondig. Nou wil ek net gou sê, en hierdie is 'n baie belangrike ding, want mense dink altyd as hulle geroep is, hulle met al hulle werke los, maar dis nou net hierdie, nee, wat is soos 'n tentmaker? Weet jy wat, God het jou geroep, vir net daar waar jy is. Maar weet jy, jou horison, kan nie wees, net die visie in die vlees is eintlik Mammon se visie. Net die drome in die vlees is eintlik Mammon se drome. Dit kan nie net in die vlees wees jou horison, want dis nie waarvoor jy geroep is nie. Dis nie waar jou krag lê nie. Dis nie waarvoor jy ontstaan nie. Dis nie waarvoor jy gebore is nie. Jou horison, jy's net daar geplaas, maar jou horison is nie dit wat jy in die vleeslike kan sien. God wil jou afsonder van hy horison en 'n nuwe horison gee in sy gees en jou laat lewe vir dit waarvoor jy werklik daar geplaas is. En dis vir sy koninkryk. Jy kan in enige sekulêre werk wees, skatryk wees, jy kan los wees van mammon. Jy kan miljoene hê, beteken nie geld of mag oor jou te hê. Die probleem lê nie met geld nie. En as ek noem geld, sluit ek die materiële om dit. Dis die liefde vir geld wat die bron is van alle ewel. Nie geld nie, nie materiële nie, nie fantastiese goed nie. Dis nie die probleem nie. Die probleem kom wanneer jy onder die mag is van mammon en jy het of die een lief en jy haat die ander. Dit beteken jy sal die een altyd agterweë laat bly, want jy jaag aan die een wat jy lief het. En hy beloof vir jou wat hy vir jou nie kan gee nie. Jou vrede, jou rus, alles gesteel. Jy kan net daar bly. Ek hoor 'n grappie nou in die week, kyk het van Job. Kom die duiwel op die toen eers, maar julle moet nie sulke grappe maak met julle vroue nie, hoor. Julle sal geslat word. Ek vertel net wat ek gehoor het. Job het dan 'n verskriklike ding oorgekom, hoor. Weet jy, Job was skatryk. Hy het in weelde gelewe, maar hy was onder God se blessing. Net vir jou gesê, want dis altyd die mense se mentaliteit wat kom. If you are called, sê altyd, keep them humble, keep them poor. You don't have to be poor. To be called doesn't mean you're poor. Dit beteken jy eet stof nie. Nee, dit beteken, weet wat, God gaan vir sekere mense in sekere situasies plaas waar hulle skatryk maak. En weet wat, as jy eintlik eers loskom van mammon, gaan vir jou eers gee. Maar hy kan nie vir jou gee terwyl jy aan mammon behoort nie. There's no way. Want jy weet, mammon gaan mors met dit wat aan sy koninkryk behoort. Party is anders, want jy kan nie daai handle nie, jy hoogmoedig maak, dit sal jy van hom maar wegdryf. Party kan dit handle. Ons is op verskillende plekke, ons is nie almal in dieselfde plek nie. Ons is nie geroep om almal dieselfde mense te raak nie. 'n Besigheidsman het 'n ander invloedsfeer. Paulus was geroep vir die heidene. Petrus vir die Jode onder die besnydenis. Beide apostels, verskillende invloedsfeer. Julle is nie almal op dieselfde plek geroep nie, maar jy is geroep en jy moet funksioneer daar waar jy is. En net daar waar jy is, sal jy vrede vind, maak nie saak wat jou lewensomstandighede is nie. Maar in elk geval, Job het kwaai gehad, hoor. Job was lekker, baie skape, baie beeste, hy het gebraai elke aand. Hy het net naweek gebraai. Hy chops gehad vir elke aand, dit lekker A, B, C, net wat die chops jy ook wil hê. In elk geval. En toe kom die duiwel en sê, hierdie man, wanneer sê, okay, wat daar? Nee, mag net sy vlees raak. Hy word van alles beroof, sy kinders gaan dood, sy huis is plat, sy diere is sat, als. Maar sy vrou bly lewend. En die een ou kom by en hy sê vir die duiwel, maar duiwel, hoekom? Jy het nou alles van hom afgeneem, maar sy vrou, en hy lag. Moenie jy hoor nie, ek weet wat ek doen. Het sy vrou gelos. Vrou kan hel wees, hoor. Jy kan erger wees as goed wat van hom weggevat is. Nee, wat julle is, Here, ek het, ag nee, wat. Nee, toe maar, nee, gaan slaap. Gaan slaap nou. Ek slaap nie. Dis eintlik 'n leliker grappie, maar ek het dit nou
pastoreus probeer oorbring. Wou nie, dit het dieselfde slaankrag, definitief nie. Maar in any case. Nee, moet dit eerder die neerskryf nie. Ek sal vir jou die link aanstuur, dis baie beter as wat ek het nou vertel het, want verragtig, ek moet eerder die grappies los. As ek Sunny grappies vertel, dan is almal so, heerlikheid, hoe doen jy dit? Nou probeer ek, sien jy, as jy die kiek uithaal, daar is daar geen kiekie. Hulle kom so stadig agter, en dan maak hulle lieg. Nog steeds die grap vang en dit later vang. Maar in elk geval, kom ek los u eerder uit, hoor. Ek kan nie verder met die karring nie. Kom ons gaan aan. Paulus, hoor sy hart. Want dis waarvoor hy afgesonder was. Maar die feit hy was los en net 'n slaaf van Jesus. Dit sê in vers 8, in die eerste plek dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal in die tyd opbou. Okay. Dat julle geloof gekondig word in die hele wêreld. Want God wat ek in my gees dien in die evangelie van sy seun is my getuie, hoe ek onophoudelik aan julle dink en altyd in my gebede smeek of ek tog nou eintlik 'n goeie geleentheid sal vind deur die wil van God om na julle te kom. Want ek verlang om julle te sien, om julle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word. Dit is dat ek saam bemoedig kan word onder julle deur die gemeenskaplike geloof van julle sowel as van my. Wie kyk die man se hart? Ek kan al die briewe wat hy geskryf het, gaan eintlik oor die gemeente gesond te kry. Dis wat in sy hart lewe. Hy het een hart gehad, hy het 'n hart gehad vir Jesus. En die ander ding wat jy baie duidelik by hierdie man se hart sien, is hy wil net hê dit moet met u en met my goed gaan. En dit wat hy neerpen, kom van Jesus af. As jy dit gaan doen, gaan dit met jou goed gaan. Jy gaan gebless wees. Jy gaan vrede hê. Jy gaan blydskap hê. Jy gaan rigting hê. Jy gaan in jou roeping wees. Jy gaan 'n ander horison hê. Jy gaan afgesonder word. Jy gaan krag hê. En meeste van dit als, in daai als gaan jy nederig wees. Want Paulus was nie opgeblaas nie. Hy was 'n geroepe apostel, die hoogste amp, maar hy sê ek is 'n slaaf. En hoor wat skryf hy vir hierdie Romeine. En dit moet die hart wees van 'n geroepene. En dis baie maal die gevaar van iemand wat dink hy het nou 'n roeping en hy's afgesonder en jong is nou all powerful en hy's above all en hulle weet als en hulle dit was nooit ooit die hart en die gesindheid van Paulus nie. 'n Slaaf dink nooit hy's hoër as sy meester nie. Hy weet al wat ek het, my hele lewe is in die hande van Jesus. Kan nie opgeblaase raak nie, want in homself het hy niks en hy weet dit al te goed. Hy sê hierso vers 11, want ek verlang om julle te sien, om julle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word. Sy hart is om na hulle toe kom, want hy wil hulle net versterk, en hy wil hulle net bemoedig, en hy wil hulle seker goed leer, en dis sy hart, want hy het hierdie klomp liefde, en die begeerte in sy hart om by die mense te kom, want hy wil hulle bemoedig, en hy wil hulle opbou, en hy wil hê as gemeente moet hulle sterker wees, en hulle moet hulle roeping kom, en hulle moet afgesonder wees, en hulle moet doel kry, en hulle moet rigting kry, en dan sê hy, sodat julle versterk kan word, maar hoor, sy hart, die hart van 'n diensknegt, die hart van iemand, wat weet wie hy is in Jesus, maar totaal en al afhanklik is van Jesus, want hy weet, dis nie myself nie. Dit is, dat ek saam bemoedig kan word onder julle deur die gemeenskaplike geloof van julle, sowel as van my. Weet, Paulus stap nooit rond met die gesindheid van, I have arrived, and I've got it all. 'n nederige mens, wat weet ek het my medebroers en susters in die Here nodig. Ek so graag by julle kom, want ek wil julle bemoedig, en ek wil die woord met julle deel, en soos wat ek met julle deel julle met my terug, en ek word so bemoedig myself, dit wat ek by julle hoor, en hoe julle groei, en dit wat in julle harte borrel, en hoe die Here julle gebruik, en die getuienisse, en daar stap hulle daar uit, beide bemoedig, deur die ontvang van die woord van God, gemeenskaplike geloof. Sluit af hiermee. Die laaste
teenoor Grieke sowel as nie-Grieke, teenoor wyse sowel as onverstandige mense, is ek 'n skuldenaar. Weet jy, en hierdie is een van dis 'n mens wat content is. 'n Mens wat nie content is, hy wil net hê. Is nooit tevrede nie, want sy siel is eintlik nie op 'n plek van rus nie. As jou siel nie op 'n plek van rus is nie, wil jy altyd hê, en jy wil nog hê, en jy wil nog hê, en jy voel altyd ingedoen. Nie Paulus nie. Weet jy, hy was 'n apostel van hy was 'n fariseer van fariseërs, skrifgeleerdes van skrifgeleerdes. Hy was by uitstek in sy tyd. As daar iemand was wat kon roem, dan was dit Paulus. Maar hy noem hom heel eers, ek is 'n slaaf van Jesus Christus, as hy homself voorstel. Ek is 'n slaaf. En weet jy wat, ek het die apostelskap geroep as 'n apostel van Jesus Christus. Dit wat ek ontvang het, is nie deur my nie. Ek was 'n moordenaar van die Christendom. Hier kom ek op die pad van Damaskus en ek sien my horison. En God het gesê, tot daar en nie verder nie, Paulus. Nou is jy myne, afgesonder as 'n apostel, om die evangelie te verkondig onder die heidene. En weet jy wat beleef Paulus? Dit wat ek ontvang het, kom van hom. It's only out of grace. Ek is 'n skuldenaar om te gee, en te gee, en die evangelie te saai, en mense te bemoedig, en hulle lewe in te ploeg. Dis nie die gesindheid van, just give, just give, just give, just give, just give, just give. Nee, want hy was content in sy roeping en in sy posisie as slaaf. Weet jy hoekom? Want 'n mens dink baie maal as jy slaaf is van Jesus, gaan jy niks ontvang nie. Dis nie waar nie. Die slawe van Jesus het als wat Mammon vir mense valslik beloof. The slaves of Jesus are content. They are happy. They have peace. They have freedom. They are fulfilled. They are full. They are the givers. En hulle roem nie oor hoeveel en wat hulle gedoen het nie. Hulle roem in wat Jesus doen. Net tot daar.